Vandag kyk ons 'n bietjie op na ons naaste buurman in die ruimte, die maan. Ons gaan die wetenskap akker sy geheime ontrafel en dan duik ons in die ongelooflike stories wat mense deur die eeue vertel het om hom te probeer verstaan. Dis 'n vraag wat mense seker al vra vandat ons oë het om op te kyk. Party aande is dit 'n groot helder skyf en ander aande is dit net 'n dun, fyn sekeltjie. So wat gaan regtig aan daarbo? Wel, die antwoord begin met iets heel eenvoudig. Die maan is nie sommer net 'n lig en die lig nie. Dis ons planeet se enigste natuurlike satelliet. Ons konstante metgesel op ons reis deur die ruimte. Reg, so kom ons begin by die begin. Die basiese feite. Wat presies is hierdie rotsagtige bol wat so getrou elke aand oor ons waak? Kyk gou hierna. Die son is 'n verbuisterende 150 miljoen kilometer ver. Die maan aan die ander kant is net 384.000 kilometer weg. So al is die son ondenkbaar groot, lyk die maan net so prominent in ons hemelruim, bloot omdat hy soveel nader aan ons is. Dis alles 'n kwessie van perspektief, sien? En hier's iets wat baie mense verras. Die maan gloei nie soos 'n gloeilamp nie. Hy maak glad nie sy eie lig nie. Daardie pragtige silwer maanlig, dis eintlik maar net sonlig wat van die maan se stowwerige oppervlak af weerkats word, reguit terug na ons hier op aarde. Hy's basies 'n reusagtige spieël in die lug. Goed, kom ons gaan land nou, figuurlik spreker natuurlik. Kom ons kyk hoe dit op die maan self lyk. En ek kan jou sê, dis 'n wêreld heeltemal anders as ons sin. Kyk net hierna. Die verskil is dag en nag. Hier by ons op aarde is daar lewe, wolke, oseane, maar op die maan niks. Geen lig, geen water en dus geen lewe nie. Sonder 'n atmosfeer om dit te beskerm, is daar geen weer nie, geen wind, geen reën nie. Net 'n stille, onveranderlike landskap. So wat sal jy dan wel daar kry? Wel, die hele oppervlak is bedek met 'n fyn stof en oral lê daar velde van gebreeke rotse. En natuurlik kraters, massiewe letsels wat gelaat is deur miljoene jare se botsings met meteoriete. En omdat daar geen wind of water is nie, bly alles presies soos dit gelaat is. Selfs daardie voetspoor wat dekades gelede gemaak is, dit sal vir miljoene jare nog net so lê. Goed, dit bring ons nou terug by daardie heel eerste vraag. Hoekom lyk dit asof die maan van vorm verander? Die antwoord is eintlik 'n briljante, kosmiese lig- en skatuspelletjie. Hier's die sleutel tot die hele geheim. Die maan self verander nooit ooit van vorm nie. Dis altyd 'n groot ronde bal rots. Wat ons sien verander is bloot die hoeveelheid van sy sonverligte kant wat na ons toe wys terwyl hy sy reis om die aarde voortsit. En hierdie proses is 'n konstante, voorspelbare siklus. Dit begin met die nuwe maan, wanneer die kant wat ons sien heeltemal donker is. Dan groei dit tot 'n kwartmaan, waar ons presies die helfte van die verligte kant sien. Uiteindelik kry ons die volmaan, die hele kant wat na ons wys is in die sonlig. Dan krimp dit weer terug na nuwe maan en die hele dans begin van vooraf, maand na maand. Maar lank voor ons die wetenskap van dit alles verstaan het mense reg oor die wêreld opgekyk na dieselfde maan en hul eie verduidelikings gehad. En glo my, hierdie stories is net so fascinerend. Vat nou hierdie aanhaling, byvoorbeeld. Dis nogal 'n dramatiese beeld, né? Dit kom uit 'n storie van die Sanmense, 'n antieke poging om sin te maak van hierdie einste krimpende en groeiende siklus. In hierdie mite is die maan se fases 'n ewige straf. Die storie gaan dat die maanman die son kwaad gemaak het en die son het hom toe met sy skerp strale gesny, kleiner en kleiner tot hy net 'n reepie was. Dan sou die maanman om genade smeek en die son sou hom toelaat om weer vol te word, net sodat die hele proses weer van vooraf kon begin. En wat van daai donker merke en kolle op die maan? Ons weet vandag dis kraters en ou lavavelde. Maar vroeër het mense bekende vorms daarin gesien. Die Tswana mense het 'n vrou met 'n baba op haar rug gesien. Ander het 'n persoon gesien wat 'n bondel hout dra. Wat sien jy as jy opkyk? Hier is nog 'n pragtige, amper poëtiese verduideliking. Die Xhosa-storie vertel dat wanneer die ou maan verdwyn, 'n vars nuwe een gebore word uit 'n geheimsinnige gat diep onder in die see om sy reis te begin. Sommige kulture het selfs die maan se oriëntasie gebruik om die toekoms te voorspel. Volgens hierdie oortuiging was die sekelmaan 'n bak. As die punte na bo gewys het, was die bak regop en het dit siektes veilig binne gehou. Maar as die punte na onder gewys het,
het die bak omgekeer en siekte oor die land uitgestort. En dis mos die kern van die saak. Hierdie legendes was nie bedoel om wetenskaplike feite te wees nie. Dit was 'n manier vir mense om die raaisels van die kosmos te verduidelik. Dis hoe hulle betekenis gevind het in die ritmes van die natuur en die naghemel. En dit los ons met hierdie laaste gedagte. Aan die een kant gee die wetenskap vir ons feite van wentelbane, lig en rots. Aan die ander kant gee die mites vir ons betekenis, verhale van gode, straf en geboorte. Albei probeer dieselfde ding verduidelik. Die vraag is, watter een vertel vir jou die ware storie?